caught in the streams of life, like the pain and the sorrow. Wel, die laaste keer wat ons gepraat het in die vorige video, het ek met julle gepraat oor ons eie poging. En hoe dit deurgesypel het in eie poging. Nou, waarom is dit belangrik? Krause, wat het dit nou te doen met my wedergeboorte? Wel, 'n geweldige groot ding. Waarom? Want nadat jy wedergebore is, moet jy ophou met eie poging. Jy moet ophou daarmee. Hoekom? Want Christus is in beheer. Maar ons wil nie kyk nie. Jy sien, die punt is, ek verstaan dit, maar in 2010, 2011, moes ek gaan kyk het in 'n spieël. Ek moes 'n spieël gevat het en daarna gekyk het en sê, waarmee is ek besig? En klop dit met die skrif? Want ek leef nie dit wat in die skrif beloof is nie. Ja, nee, wat broer, ek hou maar net aan. Verstaan jy? Gaan kerk toe, ek doen nie sondebelydenis, dominee sien my, groet my by die deur, loop uit, gaan te huis toe, presies hoe ek geleef het. Daar kom uit Afrikaner huis uit. Stoere, godsdienstige mense, jy kan het nie glo nie. Sondagmiddag, wit tafeldoek, beste eetgerei, ons eet sondagmiddagete. Ons eet 'n hoender. Okay? Daai tyd het ons nog hoender geëet. Vandag noem ons dit 'n hoender as dit 'n kuiken. Okay, maar dis maar hoe dit werk. Sondagmiddag is lappetrap. Al die kinders moet stil bly, mag jy 'n geluid maak. Pa slaat vir jou dat jy nie weet of jy sit nie, broer. Maar lappetrap, dit gaan gebeur. Ons kyk nie daarna nie. Ons sien dit nie. Want dan is dit nog 'n verkeerde dag ook. Ag, Vader ons. Nou kyk die simptome. Ek wil met julle praat oor die simptome wat ek sien in die kerk. Kyk die simptome wat voortvloei uit my eie poging. So daar's die sondeval het plaasgevind, ons verstaan dit, ons kom daarna toe, dat ons 'n eie poging, die eie poging gaan naderhand oor, dat ons leer om wedergeboorte te bely, en 'n bely is wedergeboorte, maar ons hou nog steeds aan met ons eie poging. Hoe kan jy dit sê, broer? Dis skandelik. In die jaar 14, 15, so ons jou nou op 'n brandstapel gesit het. Wel, kom ek vertel jou hoe lyk dit. Kom ek vertel jou hoe lyk die vrug aan die vyeboom. En regtig is nie besig om te kritiseer nie. Ek probeer vir julle wys, laat ons daarna kyk. En waar gaan dit? As Jesus vandag in jou kerk instap waar jy aanbid, sal jy hom herken. Regtig? As Jesus vandag in jou kerk instap en hy begin beweeg onder die mense, wat gaan julle maak? Wat gaan julle doen? Ek luister nou die dag na baptiste predikant daar in Engeland. Vertel hoe die Here hom ontmoet het. Hy was jare pastoor. Hy het vir mense gebid om aan te hoor. Weet jy wat, na 27 jaar vind hy, ek ken nie die Here nie. Hallo? Nadat hy die Here ken, nadat hy tot daardie openbaring gekom het, en hy 'n geweldige ontmoeting met Christus gehad het, toe verander sy hele kerk. Die mense begin genees word in die kerk. Weet jy wat, die ouerige mense in die gemeente, kan dit glad nie hanteer nie. En jy sê vir my, daar's niks daarmee verkeerd nie. So, 'n vrou uit Australië uit, hoor daarvan, sy vlieg van Australië af, Engeland toe. Daai sondagoggend, toe stap sy by die kerk se deur in, toe sy instap, toe vang die predikant haar oog, en die Here sê, bid vir haar. En hy spring van die kansel af, en hy loop na haar toe, en toe hy by haar kom, toe sak sy op die grond neer, toe sy genees. Vrug. Hoe verander die mense se lewe?
Ek onthou, ek was hier in 'n AGS gemeente, ek wil miskien nou nie te nade aan dit kom nie, maar ja. En ek en die pastoor het na baie goeie vriende geword. By mekaar aan huis gekom en daar gesels en gekuier. En toe het hy eendag vir my gesê, nou wat stel jy voor is die oplossing? En dit is lank terug. Sê ek van broer, jy moet die Heilige Gees beheers dit van die gemeente. Hy sê, wat beteken? Ek sê, jy moet net kyk waar beweeg die Heilige Gees. Ek sê van, daar is 'n ou wat elke keer opstaan, hy het sulke sandale aan as hy kerk toe kom, ek dink hy's 'n loodgieter. Watch hom. Hy verstaan Afrikaans. En dit was so 2 Sondae later, hier is die loodgieter. Hy is by die gemeente en hy bring by die mikrofoon, begin hy 'n profesie bring, en hy sit dit uit een en toe hy klaar is, toe staan die pastoor so lank en kyk na die gemeente, hy maak sy Bybel toe, en hy sê, vandag preek ek nie. Vandag los ons dit. Kom ons kyk waar gaan die Heilige Gees heen. 3 ure later, toe is ons nog steeds in die kerk. 15 minute nadat hy dit gesê het, toe gaan die mense vorentoe uit eie beweeg, daar's niemand in beheer nie. Die mense gaan vorentoe, hulle val op hulle knieë neer, hulle huil voor die Here. Weet jy hoe repent die ouens? Hulle lê op die paadjies, ek meen, hallo. Dan sal 'n ou opstaan en hy sal 'n lied begin sing. Dan begin almal saam sing. Dan praat ons van revival. Dit het daar gebeur. Ek het doodstil gesit, heel agter in die kerk, nie 'n woord gesê nie. Maar ek was so swaar onder die invloed van God. En eventueel kon ek dit nie meer vat nie en ek stap by die deur uit. Ek stap uit by die deur, nou sit ons al van, nou sleep ons hier na 12:30 toe. En ek gaan sit in my kar en ek gooi die deure oop en ek sit net so, net om 'n bietjie asem te kry. En hier stap 3 mense voor my verby, die ma, die pa en die kind. En die man loop en hy sê, ek sê nou vandag vir julle, as hy nie preek nie, dan kry hy nie sy salaris nie. As Jesus in jou kerk instap, gaan jy hom herken. Of wat gaan jy doen? Is daar mense in die gemeente, is daar mense waarmee jy assosieer, wat nie buite hierdie formaat gaan nie? In een van die groot kerke hier in Pretoria, was daar 'n predikant gewees, en sy dogter was ernstig siek. En 'n baie goeie vriend van my, het in die konsistorie, hy was 'n ouderling gewees. En almal was baie sad oor hierdie dogter wat so siek is, sy lê in intensief. Dis nou jare terug. Gelukkig, daai mense seker al dood. Stap daar 'n vrou in die konsistorie in van Limpopo. Sê vir dominee, hy moet die mense vorentoe roep wat siek is in die gemeente, en hy moet vir hulle bid. En as hy vir hulle bid, dan gaan die Here sy kind aanraak. Ek was so excited, wel ek was nie daar nie, maar dit word nou vir my vertel. En wat dink jy gebeur? Dominee begin sy diens, hy begin die ding doen, en hy begin alles reg doen, en hy halfpad deur die diens is, toe stop hy, toe sê die mense wat siek is, moet asseblief net opstaan, maar hy bring hulle nie vorentoe nie. Krause, wat is die verskil? Let op, is Jesus wie Jesus sê hy is, en onderwerp jy jouself van hom. As Jesus vir jou sê, laat die mense vorentoe kom. Luister broer, dis nie oor aan jou opsie nie. Hy laat nie die mense vorentoe kom, hy staan in die bank, hy bid 'n algemene gebed. Die ouderling, wat ek goed ken, stap na hom toe en sê vir hom, maar waarom het jy dit gedoen? Wat was jy mee besig? Hy sê nee, ek het hom Andries van Sail hier in die 3de ry gesien, en ek weet, as ek die mense vorentoe bring en hande op lê, dan gaan hy my aankla by die ring. Ek wil net weet, waar staan ons? Wat doen ons? Ons het 'n vorm godsdiens vir onsself gebou. En ons moet binne in daai vorm beweeg. Waarom kan ons nie net soos in Amerika se gemeente in Asbury? Waarom sien ons dit nie? Ek dink dis die rede, ek weet nie.
dan sê jy vir my, maar Krause, as dit dan verkeerd is wat jy nou sê, of as dit nie reg is nie, wat is dan die regte ding? Kom ek vertel jou. Ek sê vir jou 'n storie vertel, presies. En dan gaan jy vir my sê, ja, wel, hoe werk dit? Baie goeie broer van my, wat ek jare al ken, staan eendag op die foon en praat. Terwyl hy staan in die kombuis en hy maak koffie, sy vrou is op die telefoon. Nou hoor hy, sy vrou praat met 'n ander vrou, vriendin van haar onder in die Kaap. Maar ek weet nie, dit was seker so Augustus, September maand van 'n jaar. Ek weet nie wanneer nie. Maar hy vertel my die storie. En terwyl sy vrou met die vriendin praat, toe hoor hy, daar's iets fout daaronder. En die Here sê vir hom, jy moet weet, die vrou se siekte is nie tot die dood nie. Nou het jy my aandag, broer. Want die woord van God sê, hulle wat deur die Gees gelei word, is seuns van God. Toe sy die foon neersit, toe sê sy, haai, dis verskriklik, Annetjie het terminale kanker, graad 4, ek weet nie hoe beskryf jy al die goed nie, sy is besig om te sterf. En hy het net so nagestaan en kyk of haar gesê, die siekte is nie tot die dood nie. En omgedraai geloop. Desember maand, soos die gebruikelike ding is, dan toe die hele Suid-Afrika mos af kus toe. Dan word almal in die binneland, waar daar baie plek is, gaan almal na die kus toe, daai strokie sand, reg rondom Suid-Afrika, en ons vergader daar saam soos 'n klomp hoenders op soek na wurms. Het jy al daaraan gedink? In ieder geval, hy is toe deel van die hoendertog. Bevind hom toe in die Kaap, en hulle sit en kuier, en terwyl hulle sit en kuier, stap daai selfe vrou, wat terminale kanker in September gehad het, by die deure. En hy het al lank so gekyk, hy sê, broer, weet jy wat, toe ek na kyk, toe weet ek moet dit nou vir haar sê. Hy sê, ek stap na haar toe, en ek kyk aan die oë, en ek sê, die siekte is nie tot die dood nie. Mag ek vir jou bid? En hy lê sy hand op haar, en hy bid 'n eenvoudige gebed, en hy draai om en hy loop. En toe hy uitloop, toe sê die Here, hoekom het jy vir haar gebid? Ek het vir jou gesê, praat met haar. Hy het dit onmiddellik bely. 2 dae later is sy dokter toe, geen teken van kanker nie, sy leef vandag nog. Jy het my aandag. Hoekom? Die vyeboom het 'n vytjie gekry. Jy sien, want Johannes 15 sê vir ons, deur vrug te dra, bring ons eer aan God. En die vrug wat ons daar dra, is beantwoorde gebed. Dit is 'n passie in my lewe. So waarmee is jy besig? As jy daarna kyk. Nou weet ons, die menslike oplossing werk nie. As ek kyk na die vrug, en ek kyk hoe dit lyk, werk nie. Ken ek Jesus? Vra 'n bietjie daai vrou. So wat doen jy nou? Vat die Bybel, gooi hom in die rak en loop weg. Moeilikheid. Nee, daar's 'n opening in elkeen van ons se lewe. Om het eenvoudig te verduidelik soos 'n holte. Daardie holte kan net gevul word deur Jesus. Deur geen prentjie nie. Deur geen geld nie. Nie deur huise nie. Nie deur karre en plase en strandhuise nie. Glad nie. Glad nie, hoor my vanmôre. Net Christus kan dit vul. Jy moet hom uitnooi om dit te vul. So jy begin daar. Dis die heel eerste ding. Hoe groot is my honger? Sal ek alles in my lewe gee om daai gat te vul? Sodat ek voor hom kan staan. Die tweede ding wat ons moet verstaan is, los die ander mense uit.
Moenie jou redding soek deur in 'n groepering te. As ek deel is van die groep, dan is ek fine. As ek deel is van die AGS kerk, nee, wil ek nou vir jou sê, los die kerk, glad nie. Daar's 'n plek van aanbidding. Maar jy gaan voor Jesus staan, nie dominee nie. Hoe weet ek dit? Wel, kom ek vertel julle hierheen. Hier in 'n strydfase in my lewe, daar was redelik baie van hulle gewees, maar toe ek so kerkbesotted was, so ek moet nou behoort in 'n kerk, en ek moet nou 'n kerk kry, en ek was ook daar, dus ek moet hierdie goed so weet. So, wat 'n kerk gaan ek nou kry? Hoe gaan hierdie kerk lyk? Ek was so die mekaar, ek kan jy vertel, ek het nie geweet of ek loop of staan nie. En ek het dit al in my getuienis vir julle gegee, maar dis die agtergrond daarvan. En ek vat in my Bybel, en ek gooi op die grond. Ek het in my kantoor gestap, lang so by die venster uitgestaan, en sê, Here, wie's reg? Waar moet ek inskakel? En ek vat my Bybel, en ek gooi op die grond, en ek gaan staan met altyd my voete bo op die Bybel. Dis sondaarskennis. Ag, dis 'n boek. As die Heilige Gees dit nie in jou lewe wakker maak nie, is dit net 'n boek. En ek sê, Vader, ek sal my lewe skei en wy aan U. Ek sal dit skei van die wêreld en wy aan U. En ek sal in die beste van my vermoë binne die beginsels van hierdie skrif loop. Maar ek wil vir U sê, as ek hel toe gaan, sy eerste dag. Hoe radikaal kan jy kom, broer? Jy sien, en nou wil ons almal die mense om my daar inbring. En dan oordeel ons hulle nie daar inkom nie. Hou op daarmee. Stop het net. Wat het my gedryf tot daardie radikale punt? Ek het, nou, julle moet onthou, daai stadium was ek nou, jy weet, verstaan jy, jou koppie is redelijk dik, hoor. En, toe het ek gestaan in my kantoor, en ek kon nie dit verstaan nie, want waar kom dit vandaan? Hoekom het ek in my kantoor gaan staan? Wel, daai nag het ek 'n droom gehad. Die nag net voor ek hierdie radikale stap geneem het. Wat was daai droom? Ek onthou daai droom vandag nou nog. Ek onthou het ek ingestap in hierdie groot vertrek. Dit is 'n groot vertrek gewees, en ek het ingestap in hierdie vertrek, en dit was baie interessant, ek kan dit duidelik onthou. Dit was soos 'n ovaal om jou. Jy stap hier van agteraf in, soos 'n ovaal om jou, en daar was mense wat daar gesit het. Dit is sulke stellasies, jy weet, soos by 'n sportbijeenkoms op 'n skool. Dit is sulke stellasies, maar baie mooi, houtgemaakte stellasies op aan die linkerkant, en voor my so om was dit stellasies, en daar was 2 groot ligte. Die een was laer en die een was hoër. Ek weet nou, jy weet, dit moes of Jesus en die Vader of wat ook al, maar daar was nie 'n derde een nie. Dit is net hierdie 2 ligte. Ek het net geweet die 2 ligte. Dan staan ek na die mense en kyk, en ek staan na die ligte en kyk. Nou begin die lig, nou voel ek, daar's iets wat uit die lig uitkom en my iets vra. Hallo? Kan jy dink, 'n lawyer, ek is besig om my kop te verloor, man. Nou vra hy my vra. Ek weet nie wat jy vra nie. Nou onthou ek 'n vraag, en dit is natuurlik, ek kan nie een vraag onthou nie. Maar ek weet vir 'n feit, dan vra my 'n vraag en dink ek, waar is daai ou? Daai ou het my dit vertel. Daai dominee het my dit vertel. Dan soek ek, waar is hierdie ou? Ek soek die hele tyd iemand. Die volgende toe is my Bybel in my hande. My Bybel is in my hande en hy's oop. Nou word die vraag gevra. Nou weet ek die antwoord is in die Bybel. As ek hom net in die Bybel uit kan antwoord. En ek skrik wakker. Maar ek wil jou vertel, ek dink dis wat gaan gebeur. Nee, maar kruis ons word nie, daar's nie 'n veroordeling, ek praat van, vergeet dit man, daar is nie 'n veroordeling oor ons, wat in Jesus is nie, maar daar's 'n oordeel. Wat het jy gedoen? Het jy die lewe wat op God se hart was, op aarde geleef? Ek wil dit weer sê. Het jy die lewe wat in God se hart vir jou weggelê is, hier op aarde geleef? En daarvoor gaan jy rekenskap gee. Daarvoor gaan jy rekenskap gee. So weet jy wat? Los die mense uit.
You do what you do. I do what I do. Tensy jy kom en 'n broer word aan jou vasgemaak. Dis die kern. Nou word daar mense aan jou lewe vasgemaak, saam met wie jy loop. Nou ek het dit tot vandag toe nog nie gesien regtig gebeur nie, maar dis waar ons is. Los die ander mense uit. En staan en kyk na jouself. En besef, eie poging gaan dit glad nie doen nie. Eie poging gaan nooit daarby uitkom nie. So nou sê ek, Vader, wat is dit dan nou? Wat is dit dan nou waar ons met heen gaan? Want jy sien, ons harte, ons ongekruisigde hart, veroordeel die mense. Het jy al gekyk? Het jy al 'n bietjie gesit en luister na die gesprekke waarna ons deelneem? As Christene, is jy altyd besig om aanhou te kritiseer. Is jy altyd besig om met 'n ander ou se wandel te praat. Ag, en Sarie, nou hierdie ding. Kyk net 'n bietjie. Weet jy wat? Weet jy wat is die groot geheim? Daar's 'n profesie wat daai broer van my vir my gegee het. Want ek was die voorsanger. Sit my agter 'n kateter. Is dit nou 'n kateter of 'n kateder? Ek weet nie. Daai platformpies wat die pastore agter staan. Sit vir my 'n paar Afrikaners onder my neer. Ek skil vir hulle, papa. Ek skil hulle. Want hy moet regkom. Want jy sien, ek is reg. En hy moet regkom. Let net op, sit net enige iets op. En dan kyk jy hoe almal jou kritiseer. Maar niemand vertel jou regtig om daar uit te kom nie. Niemand vertel jou, luister hier, kom ek vertel jou hoe lyk dit hier voor. Ek weet, dis wat hier aan die gang is. Nee, niemand nie. So ons moet dit stop. Ons moet ons eie poging stop. Ons moet verstaan waar ons is. Ons moet verstaan dat die verhouding met Christus is gebaseer op liefde. Hy het 'n versmagting. Hy het 'n hartstog na die mens, wat ons nooit gaan verstaan nie. Gee hom die geleentheid om jou lief te hê. Onthou jy die storie wat ek vir jou vertel het, een van die goed waar hy vir my hierdie liefde begin tuisbring het, met daai meisietjie in standaard 3. Ag, man, ek kon weet jy wat, nee, jy is siek van die liefde. Ken daai eerste kalwe liefde. So voel hy oor jou. Sy het nie eens na my gekyk nie. Is dit wat ons met hom doen? En dis Christendom, broer. Ons moet die hartstog van Christus vervul. Ons moet ons boek leef. Ons moet die lewe op aarde leef wat hy vir ons weggelê het. Doen ons dit? Is jy besig daarmee? So, kan ons God ken deur ervaring? Met ander woorde, ons het 'n ervaring. Hy verskyn aan ons. Die antwoord is nee. Dit bring 'n kentering in jou lewe. Maar ek sê vir jou, baie mense vanavond weer afvallig raak. Nie erken nie, maar ken jy God deur jou wedergeboorte? Nie so nie. Nie so nie. Maar hoekom? Want ek het hom aangeneem. Was 'n ontmoeting met God wat jy nie kan glo nie. Dink jy het hom geken? Nee, ek het my eie ding gedoen. Ek het my eie ding gedoen. Kan ons God leer ken deur rituele? Nou kom die ander ding. Nou kyk hulle en sê, "Jesus, daai ou is 'n groot Christen." Dan wonder hoe is hy nou 'n groot Christen? Met ander woorde, sy maar word sy klein Christen. Dis hy baie eens 'n groot Christen. Okay, hy's 'n groot Christen. Nou, right. Nou sê my broer, waarom is hy 'n groot Christen? Jesus, like, daai ou beweeg in 'n gawe. Jy moet sien, luister. Gawes bepaal glad nie die intimiteit en die verhouding wat jy met God het nie. Glad nie. Hy Krause, hoe kan jy dit sê? Want hy het my 'n gawe van lering gegee. Dink jy het God geken?
Ek meen, ek kry al die gedagtes wat deur my kop gaan, dan staan ek op in die kerk, dan deel ek die gedagtes, dan is almal in ekstase. Ek het gepreek. Nou, ek verstaan nie wat die aangaan nie. Ek het nie God geken nie. Ja, maar jy was wedergebore. Ja, my gees was vernuwe, maar weet jy wat? Ek het nie God geken nie. Dink jy ek het God se liefde geken? Nee, ek het nie geweet wat dit is nie. Ek het altyd so vir my vrou gesê, en sy sê, liefie, jy moet die mense lief hê. En dan sê ek, wie loop rond en nou moet ek almal lief hê. Waar kom julle nou vandaan? Nee, wag so 'n bietjie. Dit werk nie so nie. Lê hierdie goed neer, broer. Dan gaan kyk jy 'n bietjie na daai twee verskillende video's wat ek gemaak het oor jou stilte tyd, stilte hoor. Wat soek God? Soek jou tyd. Soek jou tyd. Intimiteit. Dan soek hy jou gehoorsaamheid. En dan soek hy jou oorgawe. Daai drie goed staan kardinaal tot jou verhouding met hom. En as jy nie bereid is in jou hart om dit te doen nie, wag en vra die Heilige Gees om dit in jou hart te werk. En dan kom ons by die plek waar ons besef, ek is klaar met eie poging, ek is klaar met my eie prentjie. So wat is dan die oplossing? Die oplossing lê by Jesus Christus. Die oplossing vir die dilemma en die verval in Eden lê by Jesus Christus. En daarom kom ons by sy oplossing uit. En ons moet dit in absolute detail nog gaan kyk. Nou, ek hoop nie, julle is vreeslik ontsteld nou na al hierdie goed nie. En ek hoop nou regtig nie, jy weet, jy is besig om die brandstapel voor te berei nie, maar ag wat, gedra ou man. En as ek terugkom, dan gaan ons praat oor Jesus se oplossing. Die oplossing wat God die Vader tafel toe gebring het, wat ons nie wil aanvaar nie. Nou groete tot dan hoor. Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow